Ek en jy weet God kan enigiemand genees. Absoluut. Ek en jy weet die Heilige Gees kan iemand uit 'n rolstoel laat opstaan. Hy kan iemand uit die dood uit laat opstaan. Ons het daai bewyse in die Bybel en al hierdie. So ons sê nie die Here kan dit nie doen nie. Wat ons sê is daai predikant kan dit nie doen nie. Bewe en hulle het so 'n groot aanraking met die Here, dat as jy gaan kyk na die res van die skrif, is dit regtig hoe die Heilige Gees gewerk het. Kom ek sê vir jou in die Bybel, jy het 'n beter kans om iets oor die tokkelossie te kry, as wat jy iets oor slynende spirit kry. Daar's meer goed in die Bybel oor die Loch Ness monster, as wat hy so slynende spirit. So So maak dit vir ons enigstens duidelik dat die Here sulke goeders doen nie. Ons weet dat wanneer hy 'n persoon aanraak, is daai persoon definitief nie meer dieselfde nie. Daai persoon kom tot inkeer, kom tot bekering, doop homself of haarself en volg Christus voluit. En ek dink net wat ons moet doen die keer as ons begin. Ek is bang die mense dink ek en jy is net negatiewe ouens. Ja, ons braak gal. Ja, ek Ons is wil bang nie dit hê nie. Ek is bang die mense gaan begin depres raak van al my en jou se negatiewe pratery. So ek dink begin ons net skop ons net vandag af met iets bemoedigend. Wel, iets bemoedigend is dat Christus kom weer terug en ons sit ons hoop op hom en ek dink dit is absoluut vir ons 'n goeie vooruitsigte dat ons 'n hoop in hom het. Deur swaar tye, moeilike tye, hy is ons anker, hy is die enetjie wat ons daai bemoediging gee en hy is die een wat ons troos en soos wat die katekismes dit ook so oordra, wat is ons enigste hoop in lewe en dood, is dat ons aan Jesus Christus behoort. En dit is regtig vir ons iets wat ons vas kan hou, wat ons sal kan deurdruk in selfs die moeilikste van tye. So ja, ek dink dis iets hoopvol vir ons, wat ons kan dra, is dat hy is ons hoop. Ja, great. Kom ek sê vir jou, want ek altyd toe gaan. Jy weet, want kom ons wees eerlik, dit raak taaf. In 'n Christelike lewe gaan ons verwag dat ons vervolging gaan kry. En ek praat nie net van vervolging vir ander mense nie, maar ek bedoel dinge gaan skeefloop. 'n Groot ding waar ons vandag gaan praat is hierdie hele idee van voorspoedteologie, die prosperity gospel. En 'n ding soos jy ook weet is wanneer jy begin wandel in die Here, is dit amper presies die teenoorgestelde. Gewoonlik as jou hart vir die Here gee en jy begin lewe vir die Here en jy is wedergebore, dan gaan dinge eintlik baie slegter. Ja, dit raak eers moeiliker. Dit raak eers moeiliker. En 'n ding waartoe ek altyd gaan is net Openbaring 21 vers 4. Wat van en ek bedoel dit is na alles. Jy weet, dit is na alles wat ons sien in Openbaring 20, dit is na die millennial koninkryk, dit is nadat die Satan gegooi word in die poel van vuur. Ja. En dis ook iets wat mense moet besef, die Satan self is bang vir die poel van vuur. Ek dink mense dink die Satan gaan so sit en regeer oor die hel of enigiets van dit, maar hy word actually self gaan getorment word. Hy gaan nie 'n partytjie hê nie. Hy gaan nie 'n partytjie hê nie. En dan na dit alles, dan sê die skrif vir ons dat every tear will be wiped from their eyes. There will be no more pain, no more death, no more suffering. So ek dink dis altyd vir my 'n groot bemoediging om te weet dat ons wen die fight. Jy weet, ons is aan die wenkant van hierdie ewige struggle tussen goed, tussen sleg. En maak nie saak hoe sleg dit in ons lewe nou gaan nie, daar's iets om na uit te sien. Absoluut. Daar is 'n tyd met die Here waarby ons gaan wees wat al hierdie pyn en sleg verby gaan. Ja, ek dink Paulus het dit ook nogals mooi genoem in een van sy briewe wat hy genoem het. Jy weet, as hierdie ons beloning was ons heeltemal 'n rad voor die oë gedraai. Maar ons weet dis nie ons beloning nie. Ons het iets om na uit te sien. Ons is nie soos die sonder hoop nie. Ja. Nou dat die positiewe ding verby is, wil ek julle vra om te like, share en subscribe, want van hier af gaan dit afdraande. 'n Christelike uitkyk op die wêreld het, dan jy besef hierdie is net 'n temporêre plek en ons moet alles doen wat ons kan doen om mense by die Here uit te kry sodat ons ewigheid saam met hom kan spandeer. Ja, ek dink ook altyd aan daai ding van ons het tente hier waar ons woon. 'n Tent slat jy op en jy beweeg weer aan na jou volgende plek toe waar ons vaste huis gebou word in die ewigheid deur Christus self. Presies. En dis vir ons 'n groot troos. Wag, great. Okay, dit was ons positiewe deel vir die dag. Nou kan ons praat oor 'n paar negatiewe goeie. So ons het nou al hierdie is episode 3 wat ons oor gaan praat en ons het nou al gegaan, ons het 'n bietjie tyd gespandeer op Dani Botha, op die Israel visie en ons gaan nou vandag spesifiek infokus op die charismatiese beweging. So 'n paar goeters wat ons wil highlight. Ek dink die eerste ding wat ons moet sê is ek en jy sal seker met my saamstem,
Ek dink daar is baie ouens in die charismatiese kerk wat wel wedergebore is, wat wel hemel toe gaan en wat ons broers in Christus sal noem. Nie almal nie. Ek dink daar seker uitsonderings van ouens wat ons vandag gaan noem, wat ek en jy sal sê is vals profete, is false teachers en wat ek sal so ver gaan om te sê baie van hulle is nie eers wedergebore nie. Dat ons hulle nie gaan sien in die hemel eendag nie. Maar ons sê net, ons gooi nie 'n hele kombers oor almal in die charismatiese beweging vandag en sê niemand van julle is gered, almal van julle gaan hel toe nie. Ons sien wel daar's sekere error, daar's sekere foute in hierdie kerk en ons wil dit uitwys. Dit is ons hooffokus vandag. Ja. Ek dink dit is belangrik dat ons daarna kyk want soos wat ons net nou genoem het, jy weet, ons is in 'n wêreld, jy weet, waar ons dit dinge raak moeilik. En wat hierdie charismatiese mense doen, so opreg soos wat hulle voorkom, is daar ernstige goeters waaroor ons moet praat, want meeste van daai charismatiese leiers kom met heuning om die mond en hulle gee nie vir jou regtig iets goed nie. Ja. En dit breek nogals die gemoed. Jy weet, daar's klomp getuienisse van mense wat sê hulle het byvoorbeeld by hierdie event gekom, dis 'n healing plek gewees en ons gaan nou die hand van die Here daar sien en dan stap hulle uit en niks het gebeur nie. Jy weet, en dan stap hulle uit met die woorde dat die probleem lê by jou. Ja. En dit laat jy nogals jou gemoed sak. Ja. En jy verwyd jouself meeste van die tyd want ek doen glo in die Here. En so dit is absoluut belangrik. Daar's goeters wat ons moet oor gesels wat ek dink in die Suid-Afrikaanse konteks goeters belemmer. Ja. Wat ons oor moet praat. So dit is ons hooffokus. Ons wil praat oor 'n Suid-Afrikaanse konteks en ek dink dit is net belangrik om weer te sê hierdie channel van ons se naam is Deur die Woord. Ja. So ons wil nie my en jou eie opinies deel nie. Ons wil deel. Ons kyk na die charismatiese beweging. Ons vergelyk dit alles wat hulle doen met is dit wat die skrif sê. En as daar iets is wat hulle doen wat nie die skrif sê nie, dan moet ons onsself eerstens vra van waar af kom dit en hoe moet ons dan vorentoe gaan om dit te hanteer. Ja. So kom ons begin met die begin. As ons gaan kyk na die charismatiese beweging, hoe dit ontstaan het in Suid-Afrika spesifiek, dan weet ons daar's een ou waaroor ek hier vandag bietjie wil praat en sekere detail daar gee en dit is John G. Lake. So John G. Lake is een van die hoofouens wat die charismatiese beweging bevorder het en begin het in Suid-Afrika. So die groot ding is ons moet onsself vra, wat was die agtergrond van hierdie ou? Jy weet, hoe is sy legacy? So daai Robert C. Harden het 'n boek geskryf wat hy noem God's Generals. So hy noem daar ouens wat hy sê hierdie generals is vir die Here wat hierdie massiewe impak gemaak het. Almal van hulle is charismatiese ouens en ek om fair te wees, ek dink hy noem ook die negatiewe goed wat hierdie ouens doen. Wat ons hier vandag wil doen is ons wil half deel om te sê, maar luister, hierdie John G. Lake se testimony is baie meer verwrong as wat meeste charismatiese ouens eerstens besef en wat meeste van hulle bereid is om te sê, maar hierdie is wat hierdie ou werklik gedoen het. So ons kan gaan en in die history van hierdie ou gaan kyk en sê, maar hoor, is hierdie ou werklik waar 'n kind van die Here en is dit wat hy kom doen het in Suid-Afrika positief of het hy mense eintlik mislei deur van die goed wat hy gedoen het? John G. Lake sy ministry in Suid-Afrika begin het. Sy vrou het dood gegaan terwyl hy besig was met sy ministry. Hy het toe 'n nuwe vrou getrou en die slegte ding is hy het 'n affair gehad met 'n 17-jarige girl tydens sy ministry. So hier is nie iets waarteen mens kan stry nie. Hierdie is in die geskiedenisboeke. Jy kan gaan self dit gaan oplees as jy nie bewus is daarvan nie. So in daai sin, en hy was teen hierdie tyd 35, 36 jaar oud. So ek bedoel hy het groot droog gemaak in daai oogpunt. So dis moeilik om te dink hierdie groot man van God wat so erge sonde in betree het. Jy weet, sonder dat hy getroud was met haar of enigiets van dit. So dis iets wat die mense self na kan gaan kyk. Ek wil net hierdie ook lees waar hy betrokke was in fraud deur sy ministry. So hier kan jy gaan self in The Sunday Oregonian in Julie 24, 1921 toe het hulle hierdie artikel geskryf. Die opskrif is Healers Accused of Blue Sky Fraud. Kenneth J. Olson, former overseer of Lakes Church, there's no John G. Lake, at Sandpoint, Idaho, subscribed to an affidavit now in the hands of Corporation Commissioner Handley, charging that the healer used his church work to promote his various mining schemes with the idea of first gaining the confidence of people through the common ground of religion and then selling to the members of the congregation stock in which he was interested.
So, yes. So hierdie ou 'n scam artist. 'n scam, hy gebruik die evangelie Ja. om mense in 'n mining besigheid fraud in te kry. So hierso John G. Lake respond op hierdie goeie. So kyk wat hy gesê het. Dear brothers and sisters in Christ, I did not feel like discussing with you yesterday the subject of mining stock and so decided that I would rather write you. In my conversation with you, Miss Eastman, you told me it was your plan and purpose to pay $500 tithes this year. And I have it in my heart to say to you that if you will pay the $500, if possible, if in one installment by October 4, I would make you a gift of the note of $200 that you gave to Otto. Trusting, I think dis sy seun. Trusting that you will see the advantage of this offer and regard it as the fulfillment of God's promise to him who faithfully and honestly keeps covenant with God in tithing. Of course, you understand that to do this, it will be necessary for your tithes to be paid to me for this work. Let this letter be a matter of confidence between ourselves. Jy mag dit nie vir iemand sê nie. Dit is net tussen like en hierdie vrou. Will you kindly sign the enclosed paper and have one or more witnesses sign also? Your brother in Christ, John G. Lake. Hierdie is ook in die Sunday Oregonian op hy selfde datum 1921. So hierso het jy ou wat die evangelie van die Here gebruik om mense te mislei, om haar tiendes ook nie vir die kerk te betaal nie, maar direk aan hom. Betaal jou tiende direk aan hom in een installment, jy weet, dan gaan ons vir jou al hierdie goeders kan gee. So dis 'n groot deel waar ek dink die prosperity gospel en die prosperity idee in Suid-Afrika groot vlam gevat het, is met John G. Lake se invloed. En net 'n paar vinnige ander goeters, hy het gesê hy het oor die 100,000 healings gedoen, waarvan niks gedokumenteer is natuurlik nie. Hy het ook gesê daar was 'n bubonic plague wat in die begin van die 1900s in Suid-Afrika ook uitgebreek het. En wat John G. Lake gesê het is, vat hierdie foam, vat hierdie bakteria van 'n dooie ou en sit dit onder die mikroskoop en as dit op my hand kom, dan gaan jy sien dit verdwyn. So hy het gesê hy het hierdie bonatuurlike krag. Nou klomp charismatiese ouens haal hierdie aan en sê maar kyk hierdie ou kan bonatuurlike krag doen. Nou twee probleme met hierdie storie is 'n mikroskoop en hulle het nie 'n elektron mikroskoop gehad nie. Hulle het net 'n mikroskoop gehad wat met lig werk. So nou kan jy vir jouself dink, as jy kyk na hierdie bakteria deur die mikroskoop lens en iemand sit sy hand daaronder, wat gaan gebeur? Jy gaan niks sien nie. Pikdonker. Die lig kan nie deur dit weerkaats nie, want die lig moet inskyn van die onderkant af van hierdie mikroskoop. En ook is wanneer hierdie ding ge-expose word, om bakteria te sien deur die mikroskoop, moet jy een of ander substance op dit sit en dit vernietig die bakteria. Ja. So daar's twee probleme met daai storie wat ook vir jou moet sê, maar dis nonsens. Dis nie iets wat gebeur het nie. So ek wou dit net sê as 'n agtergrond van die hoofou wat die charismatiese beweging grootliks afgeskop het in Suid-Afrika. Maar van hier af dink ek ons wil bietjie gaan kyk na die spesifieke praktyke in die kerk self. En ek dink die grootste ding wat ek en jy teologies met hulle in oppositie sal wees is hulle pneumatology, hulle siening van die Heilige Gees. Ja. Ek dink veral met hulle siening oor die Heilige Gees. Kyk nou, ons sien baie charismatiese mense as ons broers en susters. Ons stoot hulle glad nie weg nie. Ek wil dit nou nie vreemd laat klink, is nou half dis daai kant van die familie. Hulle is nog steeds familie. Maar hulle het 'n vreemde siening oor die Heilige Gees. So dis 'n goeie balans selfs in jou prediking, wat jy 'n goeie balans moet maak tussen God, tussen Jesus en die Heilige Gees. En wanneer jy verkondig, praat jy oor hulle werk. Nou by die charismatiese kant sal hulle sal God erken, hulle sal Jesus ook verkondig, maar die persoon in die drie eenheid wat die meeste klem kry is die Heilige Gees. Jy kan self sien in hulle preking, die Heilige Gees se werk is hierso, julle kan dit sien, en dis wanneer die probleem inkom, is dat jy sien dit in die kerk, en dan as jy nou vanaf vooraf staan en jy moet nou na die gemeente kyk, hoe lyk dit? Jy het mense wat hier rond sit en skud, en hulle bewe, en hulle het so 'n groot aanraking met die Here, dat as jy gaan kyk na die res van die skrif, is dit regtig hoe die Heilige Gees gewerk het. Ek meen, ons gaan kyk na Handelinge, toe die uitstorting van die Heilige Gees gekom het, eerstens op die disippels. Wat het gebeur? Wel, daar was eerstens 'n teken gegee aan hulle dat dit is van die Here af. Maar nêrens lees ons dat
hulle het geskit en gepluk en al daai goed nie. Hulle kom uit, wat was die aantuigings gewees teenoor die apostels? Hulle is dronk. En so nou kom die charismatiese mense en hulle sal kom sê, hulle die term wat hulle gebruik, drunk in the spirit. Dronk in die gees. Nou eerstens, dit is net sowel jy sê, ek is 'n Christen, maar ek is ook 'n moordenaar. Nou gebruik jy God se naam as Heilige Gees, maar jy sê jy's dronk in die Heilige Gees. Dis heeltemal 'n contradiction van wie hy is. Ja, daai terminologie is nêrens in die Bybel. Dis heeltemal sleg, want nou sê hulle nee, dit is daar, maar dan gelees jy verder, wat sê Petrus daarso? Ons is nie dronk nie. Ek meen, kyk wat se tyd van die dag is dit, wie drink daai tyd van die dag? En so hy moes vir hulle sê, ons is nie dronk in die gees nie. Daar is nie eers so ding nie. Nêrens na dit lees jy's dronk in die gees nie. Petrus moes hulle self reghelp deur te sê, dis nie hoe 'n dronk persoon selfs eers sal reageer nie. Ja. So hulle siening oor die Heilige Gees is net supernatural. Die meeste van hulle dienste gaan lyk soos die. Hulle sal sê, as daar enige broers of susters hier is in die gemeente wat jy te kwal, die Here gaan vandag kom genesing bring, kom vorentoe. En dan is daar mense wat daarna toe gaan, en wat gebeur? Van hulle word nie eers genees nie. Daar is bewys dat wanneer jy in 'n tipe adrenalien is, maak nie saak van jou kondisie of iets wat jy het, miskien dalk 'n rugprobleem, of as jy net 'n adrenalien in jou inkry, het jy vir daai tydstip, het jy genesing, as ek dit so stel, maar later kom dit weer terug. Dis dieselfde met Todd White. Todd White doen presies dieselfde. Hy sê vir mense, ek voel hiersoos probleme met jou rug. Wel, rugprobleme is algemeen vandag. So, dis net sowel jy staan daar in die kerk en sê, is hier iemand met finansiële probleme? Is die hele gemeente. Dit is so 'n algemene verklaring, maar dit is presies wat hulle doen, en nou is daai adrenalien so in jou in, want nou moet ek voor mense gaan staan, en ek moet nou voor hulle praat, of hulle moet nou almal na my kyk. Daar's 'n mooi liedjie in die agtergrond. Daar's 'n mooi liedjie, iemand gaan nou daar die klavier tokkel daar agter, ons gaan nou emosioneel raak. Daai adrenalien skop in jou in, en die oomblik wanneer daai man vir jou nou bid voor die hele gemeente, wat gebeur? Daar's dalk daai verligting wat jy kry as gevolg van die adrenalien. En hulle sal dan sê, dis die werk van die Here, en gewoonlik sit hulle daai mense op die spot daarvoor. My suster, hoe voel jy nou? Ek voel baie beter. Nee, ons loof en prys die Here, gaan sit, hy het sy werk gedoen. Ja. Jy weet, maar moontlik is van daai individue wat daar staan, so skaam, hulle wil ook hê die predikant moet soos 'n brood lyk, so dan sal hulle sê, ja, nee, ek is reg, dankie. Ja. En met 'n hulle wil hom nie glimlag offend nie, natuurlik. En ja, dit wat jy nou beskryf is wat ons noem psychosomatic healing. Ja. En ek bedoel, dit is wetenskaplik bewys dat dit werk. So met ander woorde, jy het hierdie hoë rush van adrenalien en dit maak dat jy beter voel. Nou die probleem van hierdie goeters is, ons sien nooit organiese healings nie. Ons sien nooit organiese genesings met die. Nou, ek dink as mense hoor ons praat so, dink hulle ons is baie sinies oor wat God kan doen. Ek en jy weet God kan enigiemand genees. Absoluut. Ek en jy weet die Heilige Gees kan iemand uit 'n rolstoel laat opstaan. Hy kan iemand uit die dood uit laat opstaan. Ons het daai bewyse in die Bybel en al hierdie. So ons sê nie die Here kan dit nie doen nie. Wat ons sê is daai predikant kan dit nie doen nie. Hy het nie die gift, hy het nie die vermoë om dit te doen nie. Dis God se wil hy iemand genees of nie. Dis die hoofpunt wat ons hier wil maak. Ons doubt nie in die krag en in die mag van God nie. Ons doubt in die krag en die mag van mense. Want soos jy nou ook beskryf, wat voorgee, hulle kan hierdie goed doen. Ja. Want kyk net die self-confidence wat hulle het, is dat hulle sê, hulle kan dit doen. Kyk na hulle getuienisse ook. Ek het hoeveel mense al na die Here toe gebring. Ek het hoeveel mense al genees. Dan luister jy mooi na die verhaal, is van, is dit jy of was dit die Here gewees? Ja. Nee, natuurlik was dit die Here gewees. So, jy twyfel oor die persoon wat daar voor staan en hierdie verklaringe maak. En kom ek sê, ek hoop iemand kan ons verkeerd bewys met die. Jy weet, iemand stuur vir my 'n YouTube klip, stuur vir ons 'n YouTube video waar daar organiese genesing gebeur. Jy weet, wat iemand wat 'n amputee is, iemand wat nie 'n been het, en iemand bid vir hom en hy groei 'n been aan. Maar wat ons moet verstaan is, as hierdie ou regtig die gift het, dan sal hy dit mos kan doen. Verstaan jy? Ja. So,
hoekom sal hy 'n krom rug kan reguit bid, maar nie 'n amputee wat as dit die Here is wat regtig daai werk doen, dan gaan hy iemand met 'n afbeen maak dat daai been aangroei. Of iemand wat uit 'n rolstoel regtig opstaan. Of iemand soos Justin Peters wat cerebral palsy het en dit word genees. Soos niemand gaan twyfel in die wêreld dat dit gebeur nie. En soos iemand neem dit vir ons af. Wys dit vir ons op 'n video en dan sal ons sê, "Yes, ekskuus, ons het hierdie ding verkeerd verstaan en ek en jy vertrou die Here vir die gift van healing of wat ook al en ons gaan genees mense." Maar ek gaan nog steeds as jy na my toe kom en jy is 'n amputee, jy is iemand in 'n rolstoel, ek gaan vir jou bid. Ek gaan glo die Here kan jou genees. Wat ek net probeer sê is, ek het nie daai gift eerder. Jy kan net sowel vir iemand bid in 'n rolstoel as wat ek kan. Of as wat Royus kan, of as wat Israel Taylor kan, of as wat John G. Lake kan. Dis die punt wat ek wil maak. Daai spesifieke gifts was bedoel vir die apostels omdat daar nog geen Nuwe Testament was. Laat ons dit net duidelik maak. Die Heilige Gees het die vermoë om dit te doen. Maar ons as mense het nie meer daai gifts nie. Ja. So terwyl ek nou van daai ouens genoem het, 'n groot ding wat hierdie ouens ook doen. So kom ons sê net eers soos Israel Taylor en Royus, dis nou ouens meer in ons konteks wat ook meer hier in sentraal Suid-Afrika in hierdie plek operate. Ek wil eerstens van hulle sê is ek dink hulle wil om te evangeliseer is uitstekend. Ja. So kom ons onder hulle in dit. Kom ons sê dat die mense wat hulle na die Here toe bring en ek weet daar is mense wat genuine bekeer deur hulle ministries, hulle het 'n hart vir die evangelie. Ons loof en ons prys. Ja, hulle vat dit ernstig. Hulle vat dit ernstig op. En Royus gaan selfs in Oekraïne. Jy weet ek en jy doen dit nie. So ek voel ook baie keer, jy weet ek en jy is nou groot bek en ons sit hier en ons wil hierdie ouens uitwys, maar bedoel hulle gaan na plekke wat ek en jy nie gaan nie. Ons het dalk nie noodwendig daai minister nie. Ek bedoel ek sal gaan as ek sien daar's 'n geleentheid om dit te doen, wat ook al. Maar daar's 'n issue met wat van hierdie ouens doen en daar's 'n spesifieke ding wat ek wil hê ons moet hier aanspreek en dit is om geslein te word in the spirit. Dis hierdie ding van mense gaan vorentoe en Israel of Royus of iemand lê hande op hulle en hulle val daar neer en hulle ruk daar rond en hulle sê dis die Heilige Gees wat dit doen. So as iemand dalk nie weet waarvan ons praat nie, gaan op YouTube, tik in Slain in the Spirit, dan sien jy hoe dit lyk. Nou kom ek sê vir jou in die Bybel, jy het 'n beter kans om iets oor die tokkelossie te kry as wat jy iets oor Slain in the Spirit kry. Daar's meer goed in die Bybel oor die Loch Ness monster as wat hy so Slain in the Spirit. So ek weet Israel het 'n onderhoud gedoen met Heinz Winkler en hy haal aan die gedeelte in Handelinge wat praat waar Paulus op die pad van Damaskus vir Jesus ontmoet en daar het hy neergeval. Maar jy kan duidelik al sien dis 'n neerval in nederigheid vir die wat hy het vir die Here. Dit was nie 'n agteroorval en daar rondgeruk soos 'n mal ding wat ons sien in die kerke nie. Ja. Ek meen hy het letterlik van sy perd afgeval. Ja. Of waar ook al hy op gery het. Hy het afgeval en dadelik die stem wat hy gehoor het is Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Ja. En die eerste ding wat Paulus vra, of Saulus daai tyd, wie is u? Here? En so hy het daar agtergekom dat hy's besig met moeilikheid. En so op daai oomblik het hy besef hy is eintlik aan die verkeerde kant van die oorlog. En so hy het tot bekering gekom, sy skil het van sy oë afgeval. Hy het onder die lering van die disippels wat saam met Jesus gegaan het, onder hulle gegaan en geleer by hulle. En hy het regtig die geleentheid gebruik om die Here Jesus Christus te verkondig, die een wie hy eens op 'n tyd vervolg het. Ja. Maar broer, jy stem saam. In ideal was dit nie die Slain in the Spirit wat ons sien vandag in die kerk. Glad nie Slain in the Spirit nie, dit is jy tot waarheid gekom. Ja. Ek meen, dit sou definitief van die ooggetuies wat daarso was, sou hulle ook kon sê, nee, die man het geseil soos 'n slang op die grond uitgeruk, maar dit was glad nie dit nie. Want as jy gaan kyk na daai video's van daai mense wat so ruk, hulle is nie in staat om te kan praat nie. Maar Paulus was die enigste enetjie wat daar gesê het, wie is u? Here, hy het letterlik gesprek gevoer met die Here Jesus Christus. Ja. Hy was by sy bewussyn. Hy was by sy volle bewussyn. Deur daai hele episode. Dit was nie en al wat met almal van hierdie mense gebeur is hulle verloor hulle bewussyn. Hulle verloor beheer oor hulle liggaam en ek wil aan die einde van 1 Korintiërs 14 sien ons dat Paulus skryf vir ons aan doen alles ordelik. Ek weet nie hoe is dit ordelik, jy loop by 'n kerk dit lyk glad nie ordelik nie. Seil daar rond so slange en val en gaan te kere. So dit was die een ding soos so ruk terug hier het Israel hulle van hierdie crusades van hulle gehou. Ek dink dit was in Bultfontein. En hierdie tipe goeders daar gebeur en klomp mense het outrage gehad. So ek dink niemand daar het 'n issue gehad dat hulle, jy weet, vir die swart kinders bid en mense by die Here uitkry en vir mense bid vir genesing. Hulle het 'n issue met die ding gehad.
En ek het 'n issue met die ding, want ek is soos van ek sien dit nie in die skrif nie. Ja. As dit in die skrif is, wys dit vir my uit. Ek beloof mense sal seker komment en sê hierso staan dit hierso. Gaan lees daai dele mooi. Nêrens is dit Gelees die konteks. Gelees die konteks. Maar ek bedoel, nêrens is dit iemand wat hande op iemand lê, hulle verloor beheer oor hulle liggaam, hulle val neer nie. Oralste waar mense geval het voor die Here, was dit uit nederigheid, dit was uit aanbidding, dit was nie van 'n bewussyn verloor en daar rondruk nie. En dit is en dan moet jy vir jouself vra, hoekom val hulle dan? Ja. Wat se gees is dit dan wat hierdie ding doen? Hoopelik is dit ook psychosomatic. Dat dit net ek word opgesweep in die oomblik en dis vals en hulle val. Maar as daar 'n ander gees agter dit is, wat is daai gees? Ek wil net byvoeg by dit. Dit is jy maak 'n baie belangrike punt. Want nou gaan kyk jy en mense kan gerus gaan kyk na wat is die Kundalini gees. Dit is absoluut 'n Hindu gebruik vir die spine of so, maar dit word geassosieer met die jou chakras wat jy jou losmaak. chakras en goeters wat losgemaak word. Jy weet, jy maak jouself oop vir daai goed. Eerstens, as 'n bose gees jou oorneem, eerstens is jy nie 'n kind van die Here nie. Hoor vir my mooi, nêrens in die skrif Yes. is daar ooit 'n kind van die Here wat beset is met 'n demoon of 'n bose gees nie. Nêrens. Die enigste mense wie dit gehaat het, was die ongelowiges. En dis so belangrik, want nou het jy klomp mense wat vandag sê, my suster, daar's 'n demoon in jou. Eerstens, of jy is mislei, of jy het regtig 'n ongelowige voor jou, wat besete kan wees met 'n demoon of 'n bose gees. Dis net vandag so gemaklik, want kyk nou, ek het 'n stelletjie afgetrap, as ek dit so kan stel, met 'n sekere individu. Die individu het so baie moeilikheid aangejaag, en toe dit aangespreek was, toe dit nou voor die kerk aangebring het, nee, die individu was beset gewees deur 'n bose gees, kan niks onthou nie, kamstig niks onthou nie, maar die individu is 'n kind van die Here. So dit maak eerstens nie sin nie. Ja. Wat dit eintlik toe gebeur het is, daai individu het net vrygekom van alles, want sy dit nie gedoen nie, dit was die demoon gewees wat dit gedoen het. Dis 'n uitstekende verskoning. Absoluut, Dis soos jy kom vry van alles af. Ja. Dis soos, ek kan 'n persoon se beursie gaan steel, of ek kan iemand gaan doodmaak. Hoekom het jy dit gedoen? Nee, dit was nie ek nie. Ja. Dit was 'n demoon gewees. Blame the devil. The devil made me do it. The devil made me do it, ja. En dis 'n klap. So dis die ding, so presies wat jy sê, hierdie ding van die Kundalini gees. Ek dink mense val vir die charismatiese beweging want hulle verstaan nie hoe Hindoeïsme werk nie. So jy sou jouself verguns doen 'n bietjie van hierdie vals gelowe gaan bestudeer. So Hindoeïsme se hele fokuspunt is om experience driven te wees. Dit gaan alles oor wat is die beste ervaring wat jy kan kry in 'n omgewing. Die gevoel, hierdie euphoric, hulle noem dit ook gnosis. So as jy gnosis bereik, is dit ongelukkig baie wat ons sien in ons charismatiese bewegings, die tipe musiek wat jy luister, bring jy op so hoogtepunt, jy voel hierdie hoë emosionele oomblik en jy dink is nader, wat nader aan die Here kom, soos die Hindus doen presies dieselfde ding. En hulle doen dit vir 'n vals afgod. Hulle het al hierdie verskillende vals gode en een van die hoof wat jy amper kan sien as hulle inisiasie in die Hindu beweging is om jou Kundalini wakker te maak, soos jy nou gesê het. So as jy Kundalini gaan bestudeer, jy het 7 chakras deur jou liggaam en die Kundalini is die laaste een wat ek dink deur jou derde oog oopgemaak word. Maar die probleem is, gaan Google bietjie en gaan kyk hoe lyk dit wanneer hierdie Kundalini manifesteer. As ek vir jou 'n video vergelyk dit met die charismatiese kant. As ek vir jou 'n video wys wat met Bethel gebeur, ek wys vir jou 'n video in 'n Hindu kerk en ek wys jou 'n sataniese tipe besetting van 'n demoon, lyk dit alles presies dieselfde. So dis die ding, soos as jy nou gesluit word in die spirit, okay, dit is nie die Heilige Gees, ons weet dit is nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Dan moet jy jouself vra, wat is die ding wat gemaak het dat ek hier geval het? En ek wil vir mense waarsku en sê dis erger as dalk net 'n vals val of net 'n emosionele euforiek ding. Dit kan wees dat hierdie 'n demoniese aanval is. Ja, en ek wil ook net noem, want dis belangrik, want meeste van die kritiek wat ons gaan kry vir dit, gaan daarop neerkom wat mense gaan sê, maar jy onderskat hoe die Heilige Gees werk. So jy sê eintlik dat die Here dit nie kan doen nie. Dit is basically waarop dit neer gaan kom.
ons sê nie die Here gaan dit nie doen nie, want nêrens in die skrif maak dit vir ons enigstens duidelik dat die Here sulke goeters doen nie. Ons weet dat wanneer hy 'n persoon aanraak, is daai persoon definitief nie meer dieselfde nie. Daai persoon kom tot inkeer, kom tot bekering, doop homself of haarself en volg Christus voluit. Presies, ja. Daai is die aksie wat jy gemaak. Dis nie daai van kom vorentoe, kom skit gou hier, ons gaan net nou vir jou 'n kaartjie gee en gaan net nou by jou opvolg of enigiets nie. Dis glad nie wat dit is nie. Ja. En ek dink dit is 'n baie ernstige ding en ek wil noem by wat jy genoem het met die musiek ook. Ek en 2 mense in my gemeente, hulle albei het musiek gedoen. Die een vrou speel die viool en die ander enetjie weet hoe met klavier en goed te speel. En ek het bietjie met hulle gepraat in verband met musiek, soos daar kom mooi klanke uit musiek uit. Ons ontken dit glad nie. En toe ek met hulle gepraat het oor, jy weet, hierdie tipe musiek element wat in kerke kom, toe het die een wat veral, sy het baie hoë graad in haar viool wat sy doen, en sy het gesê, daar's letterlik 'n noot wat jy kan speel, wat 'n persoon so emosioneel kan maak. En dis presies die musiek wat die meeste kerke wil inbring, want hulle wil die mense emosioneel opsweep. Dis die oom. Ja. Weet jy van dit, die oom, OHM. Ja. Dis hierdie flouty dinkie. Jy sal hoor as elke keer aan die begin van 'n Hielsong. Ja, dis so. Ek sal 'n bietjie in hierdie video insit. Ek gaan laat jy iets mooi sê, dan sit ek daai ding agter en dan gee hoor, dan is dit soos beautiful, chom. Doen dit soos jy weet die Here is goed vandag. Ja. En dan sit jy dit een. Ja. Ek gaan dit vir ons insit. Maar kom ek sê dit ook. Ons sê nou wat die Heilige Gees nie is nie. Ja. Maar wat die Heilige Gees is, kom ek sê net vir jou hierso, Normie, hoor hierso. Johannes 16 vers 7. So hierso is dit waar Jesus weggaan en hy sê ek los vir jou die Parakleet. Ek los vir jou die Heilige Gees. En hy sê in vers 7, Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come, die Heilige Gees, unto you. But if I depart, I will send him unto you. En dan hier is wat hy gaan doen. And when he is come, he will reprove the world of sin. So wat is die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen? Hy wys vir die wêreld hulle sonde uit. Nou wanneer het jy al ooit 'n charismatiese? Ek sê nou ooit, daar's seker ouens wat dit doen. Maar wanneer het hulle ooit verduidelik dat die hooffunksie van die Heilige Gees is om die wêreld hulle sonde uit te wys? En dan gaan hy verder, hy maak dit nog erger. Hy sê, and of righteousness and of judgment, of sin because they believe not on me, of righteousness because I go to my Father and ye see me no more, of judgment because the prince of this world is judge. So, dis waarvoor dit daar is. Die Heilige Gees is daar vir oordeel. Die Heilige Gees is daar om jou sonde uit te wys. Dis nie hierdie flouty, voel goed, maak jou 'n beter mens nonsens nie. Dis hy gee jou sonde vir jou uitwys. Wanneer jy die Heilige Gees kry, die eerste ding wat gaan gebeur is jy wil bekeer van jou sonde. Nie val rond en ruk soos 'n mal ding nie. Ja. Jy praat nou daarvan van die werk van die Heilige Gees wat die skrif nou vir ons duidelik maak, is hy oortuig jou van sonde. Nou as ons kyk nou wat baie van die karismatiese kerke doen, is veral wanneer dit by genesings kom. Ek vat nou genesing. Jy kom vorentoe, jy's nie genees nie. Wat sê hulle vir jou? Ek gee vir jou 'n raai, wat sê hulle vir jou? Jy het nie genoeg geloof nie. Jy het nie genoeg geloof nie. Ja. Okay, hoeveel geloof moet ek hê? So groot soos 'n mosterdsaadjie. Okay, ek doen weet, ek glo letterlik die Here kan my nou genees. Okay, kom ons bid weer. Niks het gebeur nie. Jy het nie jou sondes bely nie, het jy? Okay, kom ons bely gou die sondes. Nou bely ons die sondes. Nee, hier's 'n ander agenda. Jy glo nie regtig nie. Want die skuld sal nooit na God toe gaan nie. Want God is perfek. So waar lê die probleem aan? Dis by jou. Dis hoekom jy het onbelyde sonde. Die sonde in jou lewe is hoekom jy hierso sit in daai toestand of so. En dit maak skade, want die Heilige Gees kan jou oortuig van sonde en die duiwel kan jou ook oortuig van jou sonde, maar daar's 'n verskil tussen die twee. Wanneer die duiwel jou herinner van jou sonde, is jou heel eerste instink dan om weg te hardloop van die Here. Wanneer die Heilige Gees jou oortuig van sonde, is dit daai geval van kom na my toe. Ek vat dit weg van jou. En so daai charismatiese predikante wat dit oordra, sal nooit dit sê nie, soos gaan maak reg. Dis nooit 'n herstel nie. Dis nooit 'n herstel ding soos van jy weet
jy het nou met die sak patats hier uitgekom, so daar moet iets anders te wees. Soos hulle openlik nou hulle sondes confess voor die mense, maar hulle maak dit nie 'n ernstige saak nie. Hulle laat die individu wegloop asof hulle die fout het. Deur te sê soos, okay, ek dink dalk miskien glo ek regtig nie in die Here nie. Jy weet, dit maak skade in die evangelie. Dit maak skade, verseker, ja. Ek dink daar's 'n getuienis van klomp ouens wat deur die charismatiese kerk baie negatief beïnvloed deur dit is nou nie eers gepraat van hulle agenda om net finansiële welvaart te hê nie. Soos meeste van hierdie charismatiese ouens, jou groot kerke is multi-biljonêers. Ja. Dis nie, hulle sukkel nie, my maat. Hulle is ouens wat absoluut floreer. Nou ek sê nie dis fout, daar's enigiets verkeerd vir 'n pastoor om baie geld te hê of om wel af te wees nie, maar wanneer dit die hoof fokus raak en wanneer jy soos hierdie ding wat ek gelees het van John G. Lake mense begin manipuleer om net tiendes uit hulle uit te kry om jou eie koninkryk te bou en nie die Here se koninkrykie, dan is dit iets wat moet aangespreek word. En ek vra vir die mense, gaan kyk, gaan bestudeer regtig jou pastoor of jou leier se vrug. Jy weet, soos in sy persoonlike lewe. As jy gaan kyk, soos ek bedoel, Ray McCauley, wat ook 'n bekende ou in Suid-Afrika was, hy was 3 keer getroud, hy was 3 keer geskei. En hy het ook 'n massiewe kerk gehad. Nou, as ons kyk na 1 Timoteus 3, dan sê dit vir 'n ou om die leier te wees van 'n kerk, he must be the husband of one wife. Ja. Ray McCauley onderhou nie dit nie. Hy het 3 vrouens. Ja. Ek wil hierso gou voeg, dis in Jeremia 23. Net hierso vers 16. En kyk hoe werk hierdie valse profete, want hulle kom met hierdie skynheiligheid na vore. Okay? So daar is seker opregte charismatiese predikante, maar daar's van hulle wat net daar is vir wins of iets uit dit uit te kry. Jy kan dit hoor in hulle boodskappe. Dis net die Here sal vir jou nog meer geld gee sodra jy net gee, dan sal hy vir jou dubbel teruggee. Daar is een van die goeders wat hulle doen. Nou kyk gou hierso, Jeremia 23 vers 16, ek lees hierso. So sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie. Hulle vervul julle met ydelle verwagtinge. Hoor net gou. Hulle gee vir julle boodskappe wat vir julle verwagting gaan bring, so jy wil vir my sê dat as ek dit doen, kan dit gebeur. Jy wil vir my sê dat as ek nou hierdie geldjie gee of as ek nou hierdie ding doen, gaan die Here vir my nou nog meer gee. Daar gaan nou wonderlike goed gebeur. Hoor wat sê hierso. Gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle. Byvoorbeeld, die Here het aan my geopenbaar. Kom ons sê dit so, sluit dit gou af met die. Ek dink ek jy is nou lekker. Ons is nou lekker vol selfvertroue, ek wat hier praat en dieselfde opinie of dieselfde idee het. Ons sal kyk om 'n ou te kry op die podcast wat 'n charismatiese oortuiging het. En ons idee is nie om hom aan te val of iets nie, maar om die perspektief van die ander kant ook te kry. Jy weet, laat mens bietjie dialoog oor hierdie goeters. So as daar iemand is wat belangstel in dit, ons is oop vir dit, want julle kry nou die ding natuurlik net van een kant af. Ons voel wel dit wat ons gesê het is skriftuurlik. As daar iets is wat nie skriftuurlik is nie, dan kan mense dit uitwys en sit dit daar in die comments. En dan kan ons dit van daar af vat. So ons sê dankie vir hierdie geleentheid. Ons gaan julle sien by die volgende een.